Goeiemôre, baie welkom by ons erediens vandag. Ook baie welkom vir Herberg en C wat by ons ingeskakel is. En ons begin ons samesang. Toe soek ek die liedere en toe is dit nie hier by my nie. Maar gelukkig toe kry ek dit daarom. Ons eerste lied wat ons gaan sing is lied 203 en daarvan sing ons verse 1 tot 3. Die volgende lied wat ons sing is lied 271, daarvan sing ons verse 1 en 2. Amen.
lied wat ons sing is lied 273, daarvoor sing ons verse 1 en 4. Die volgende lied wat ons sing is lied 275 en daarvan sing ons 1 tot 3. Die volgende lied wat ons sing is lied 280 en daarvan sing ons verse 1 tot 3. Oh
laaste lied wat ons sing is lied 284, daarvan sing ons verse 1 tot 3. Baie dankie vir die lekker samesang. Ek wil net julle daarin herinner om asseblief julle selfone se klank af te sit, want dit is baie sterend tydens die erediens, en dan ook daar is kersse wat julle kan aansteek vir iemand, en ook vir julle paas wat vandag hier is. Ek hoop julle is almal hier so. Daar in die die voorportaal was daar vir elkeen vir julle so 'n pakkie. So ek hoop julle geniet dit en dat julle ook lelik bederf sal word deur julle kinders en julle families vandag. Ek wil ook net die volgende afkondigings onder julle aandag bring. Ons deuroffer vanoggend gaan vir die Instituut vir die Blindes. Dan vra ons ook voorbidding vir die volgende persone. Tersia Bekes van Vraaskraal, Goosen Leroux van Vraaskraal en ook al die bejaardes aan Herberg en See in die Siekeboeg. Dan wil ons ook graag ons medelee betoon vanoggend vir aan Dr. Liesel Joubert. Sy is 'n prediker hier by ons en haar vader is ook oorlede. En ook Anna Gert Snur van Perlebies is oorlede. Ons opregte meegevoel ook met hierdie mense. Dan wil ons ook asseblief 'n beroep op julle doen. Daar is baie vakatures vir kerkraadslede in ons gemeente. En ons wil graag hê dat julle ook so geroepe voel om ook deel te kan wees van hierdie wonderlike werk. Ook op hierdie besondere manier vir ook deel te word van die kerkraad. Ek wil net julle daaraan herinner, het staan nou hier geskryf hier, maar ons het 'n sentrale kerkraad wat gekies word, waar die leiers van die verskillende bedieninge opdien. En dan is daar ook elke streek wat sy eie kerkraad het.
Hulle kom ook so 4 keer 'n jaar by mekaar. So dit is werklik die moeite werd. Kyk maar net na my, ek is nou al 21 jaar op die kerkraad en ek dink dit is nou lank genoeg. Dan het ons ook nuwe kerkraad hier verkies is. Dan Kramer van wijk K1 en Tia Fourie van wijk B2A. Dan wil ek ook net vir julle daaraan herinner aan die huppel en krippel blikkies wat getel word op die 19de Junie. Dan bediening missionaal, hulle het ook gevra dat ons net vir julle daaraan herinner van die werk wat hulle doen en vir die mense wat ook hier of graag besoek hier by ons kom af lê. En dan ook die VG Kerk het hulle kerkbazaar gehad en die pragtige bedrag van R34.000 is ook geïnder. Die program vir die week kan julle self kyk. Ek het klaar vir julle gesê vir die Vaderdag en die dominee vandag is dominee Franda Herselman. Nou hy sê hy gaan daar bo staan en dan gaan hy vra wie vir julle wil chocolates hê. Maar julle ouers het klaar chocolates gekry daarvoor by die deur. So julle gaan die chocolates kry nog ekstra nie hoor. Lyk my die dominee nie opgedaag nie. As ek so na my kyk, lyk dit of ek al die chocolates opgeëet het. Goeiemôre almal. Baie welkom in die huis van die Here vanoggend. En ek glo hierdie hele diens sal tot seën van almal wees. Ek sien hierso, ek het nog 'n briefie ontvang van iemand vir wie ons voorbidding moet doen en dit is vir Herman Uys van die Kelders. So as julle daai naam onthou, dan kan julle vir hom ook voorbidding doen. En dan die kersies wat ons gaan opsteek. Nee, u is baie bekwaam, broer Daan. Die eerste kersie wat ek baie graag wil, ons wêreld het 'n hele klomp oorloë op die oomblik aan die gang. En die mense bombardeer en verniveer mekaar. Ons is voorwaar in 'n stikkende wêreld en ek dink daarom kan ons 'n kersie aansteek vir al die mense in ons wêreld, een van die klein kersies. En dan die kersie ook vir een van ons, twee van ons mense wat oorlede is, Liesel se pappie en die ander dame wat ook oorlede is. Ek het nou haar naam het my ontgaan want ek is 'n ou man. Anna Gertsner van Pearly Beach. En dan vir elkene wat hartseer en verdriet het wat nou nie hier dit kom opsteek het nie, maar bekommernisse en dinge wat verkeerd gegaan het in julle lewe, kom ons steek vir julle elkeen ook 'n kersie op. En dan vir die Paas, dis mos vandag Vadersdag. Nee, die hoofkersie is die Christuskersie, ons steek hom. Daai is vir die Paas, want hulle is mos maar eintlik die kleinste in die gesin. En dan die hoofkersie is die Christuskers, dis waarom al ons aktiwiteite in hierdie kerk aan die gang is. Ons doen dit vir ons verlosser en saligmaker Jesus Christus. En nou vir die verjaarsdag, wie van julle verjaar? Steek julle hande op en kry julle 'n lekker sjokolade. Daar so agter, daar by Elise Liefie. Nog iemand daarbo? Ons het sjokolade daarbo ook hoor. Charlie, jy verjaar eers volgende week, nee. So hou jouself bietjie in ons sal. En dan kan julle doopdae onthou. As jy jou doopdag kan onthou en dit is in hierdie week, steek jou hand op.
dan gedenk ons ook jou doopdag. En dan die laaste is huwelike. Met die mans simpatiseer ons, met die vrouens baie geluk. As julle julle huwelik herdenk, steek net julle hande op. Lekker glimlag. En dan is dit nou vandag nasionale dag waarin ons die hele kwessie rondom blindes gedenk, maar ook dis Vadersdag. En daarom vra ek vir die mammas en die kindertjies, gee daai man daar langs jou net so 'n ou drukkie en sê vir hom baie gelukkige Vadersdag. Dan gaan ons nou begin met die erediens. Ons volg net die program soos wat hy daar aangebied word. Ons raak net 'n rukkie stil en dan begin ons met die fotum. Gemeente, hierdie Here wat ons dien met oorgawe is bly om julle in sy huis te sien. En hy wil julle oorlaai met sy barmhartigheid en met sy liefde en met sy genade en hy groet julle. Hy's bly om julle hier te sien. Kom ons sing dan nou 'n loflied tot sy eer.
skriflesing vanoggend is uit 2 gedeeltes, Jeremia 1 vers 4 tot 8 en Psalm 139 vers 1 tot 18. Voordat ons die skrif lees, kom ons sing hierdie liedjie bidend saam. Ons gaan eers die mans en dan die vrouens en dan ons almal die derde strofe saam sing. Die woord van die Here het tot my gekom. Nog voordat ek jou gevorm het in die baarmoeder, het ek jou geken. Nog voordat jy uitgegaan het uit die moederskoot, het ek jou geheilig. As profeet vir die nasies het ek jou bestem. Daarop het ek gesê, ag my Heer, die Here, kyk, ek weet nie hoe om te praat nie, want ek is nog 'n kind. Maar die Here het vir my gesê, moenie sê, ek is nog 'n kind nie. Want na wie ook al ek jou stuur, moet jy gaan. En wat ook al ek jou beveel, moet jy sê. Jy moet nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou om jou te red, is die uitspraak van die Here. En dan Psalm 139, vers 1 tot 18, wat ek dink julle almal seker al redelik goed ken. Dis vir die musiekleier van Dawid, 'n Psalm. Here, U ondersoek my en U ken my. U is die een wat my sit en opstaan ken. U verstaan van ver af wat ek in gedagte het. My omswervinge en waar ek rus. U het dit afgemeet. Al my paaie is aan U bekend. Ja, daar is nog nie 'n woord op my tong nie. Kyk, dan ken U, Here, dit volledig. Van agter en van voor omsluit U my. U plaas U handpalms op my. Om dit te verstaan is 'n te groot wonder vir my. Dit is te hoog. Ek kan dit nie begryp nie. Waarheen kan ek gaan? Weg van U gees? Waarheen kan ek vlug? Weg van U teenwoordigheid? Klim ek op na die hemel? U is daar. Gaan lê ek in die doderyk? Ook daar is U. Neem ek die vlerke van die daraad? Gaan woon ek by die einde van die see? Ook daar sal U hand my lei, U regterhand my vashou. En al sê ek, as duisternis my maar net wil verberg en die lig om my nag word, is U selfs duisternis nie vir U donker nie, maar skyn soos lig in die nag.
in die duisternis soos die lig. Dit is immers U wat my niere geskep het, my in U moederskoot geweef het. Ek prys U, omdat ek op 'n ontzagwekkende, wonderbaarlike wyse gemaak is. En dis min of meer die teks vir vandag. Wonderbaarlik is U werke, en ek besef dit maar te goed. My skelet was nie vir U verborge, toe ek in die geheim gemaak is nie, toe ek kunstig geweef is, in die dieptes van die aarde. U oë het my vormloosheid gesien, en in U boekrol is hulle almal opgeteken, daar wat beplan is, toe nie een daar was nie. En vir my, hoe kosbaar is U gedagtes, o God. Hoe oorweldigend is die volle getal daarvan. As ek dit tel, is dit meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek steeds by U. Nou, liewe gemeente, ek gaan vanoggend 2 verhale aan julle voorhou, want die hoofdoel van vanoggend se boodskap is dat ons regtig waar aan die lewe wat God ons gee, moet dink. En ek sien nou hier's jongetjies hierso. Ek hoop nou nie julle skrik vir die eerste storie nie, maar dit het 'n baie goeie tema. Ek lees vir julle voor uit 'n, ek het dit iewers raak gelees en ek het dit toe maar self aangepas, die dagboek van 'n ongebore kind. 23ste Junie, dag 1. Vandag het ek ontstaan as teken van die liefde van my mamma en pappa. 1 sel word 2, 2 word 4, 4 word 8, 8, 16 en so kwadreer ek tot by 75 triljoen selletjies om volledig mens te word. Die 23ste Julie, 'n maand later. Ek is nou so groot soos 'n korreltjie rys. My hartjie klop al reeds baie vinnig. My brein is reeds in 'n vroeë stadium van ontwikkeling. Ek is opgewonde. Dit gaan sommer goed met my. En my mamma se veilige huisie. Ek bly nou al vir 2 maande binne my mamma. Ek is so gelukkig en voel baie veilig. Die dokter sê ek is nou nie meer 'n embrio nie. Hulle sê ek is nou 'n fetus. Hulle noem my duimpie, want ek is 1 duim lank. My brein, hart en longe kan mens sien. Ek gaan net so 'n mooi gesiggie soos mamma hê. Jippie, ek gaan oupa se potblou oë hê. Maand later, 23 September. Ek het nou al my vingertjies en toentjies en ek dink ek gaan eendag klavier speel. Dokters wys vir my mamma hoe my hartjie klop. Psst, ek gaan 'n dogtertjie wees. Ek is 3 duim lank en 'n massiewe 30 gram. Ek sal op 'n dieet moet gaan. 23 Oktober. Ek gaan soos my mamma lyk. Ek kan al my gesiggie trek en suig my duim. Ek kan hoor as my mamma sing. Ek is so nuuskierig om te sien hoe lyk dit daar buite. Dit is baie lekker om warm en knus hier in my mamma te wees. Ek is 6 duim lank en weeg 120 gram. 13 November. Vandag het my mamma my doodgemaak. My laat doodmaak. Verhaal nommer 2. Dialoog van die ongebore tweeling.
ons gaan een van die dae buite toe. Ons gaan gebore word. Nee, boet. Dis nie hoe die wetenskap dit wil hê nie. Wat ons wil hê is, ons gaan hier binne bly, veilig in mamma se baarmoeder. Vir altyd. Nee. Hoekom dink jy begin ons armpies kry? Hoekom dink jy begin ons beentjies en voetjies kry? Ons moet uitkom. Ons gaan enige ander tipe lewe lei. Ons gaan buite wees. Ons gaan los van mamma kom. Nee, dis nie waar nie. Die naaldstring waarmee mamma ons voed is vir ons genoeg. Dis ons lewe. Dis hoe ons gaan lewe vir die res van ons lewe. Ons het nie iets anders nodig nie. Ons is selfvoldaan. Dit wat ons hier het is genoeg. Daar is nie 'n lewe hier ander kant die baarmoeder nie. Daar is. Kan jy nie baie keer mamma hoor nie? Kan jy haar nie hartklop hoor nie? Kan jy haar nie baie keer hoor sing nie? Ek sê nou vir jou, jy lewe in 'n droomwêreld. Hierdie gaan ons wêreld bly en ons gaan hier vasgevang wees en ek gee nie om nie, want dis veilig hier, ons kry alles wat ons nodig het. Ons het nie 'n lewe ander kant hierdie lewe in die baarmoeder nodig nie. Maar dit gaan soveel beter wees daar buite. Kan jy nie sien nie, ons word eintlik voorberei vir die lewe na die baarmoeder. Jy verstaan nie. Jy's nie tevrede met wat jy het nie. Vanoggend wil ek vir u as lidmate sê, ek en jy word deur die almagtige God, wat tyd en ewigheid gemaak het, wat vir ons elkeen 'n tydlyn gegee het, ons word deur die almagtige God gemaak, om een keer in 'n leeftyd hier op moeder aarde te wees. En as jy mooi dink, broer en suster, lewe ons eintlik in ongelooflike tye. Ek kan nog onthou, toe ek in Wenda as sendeling was, het ons van daai koffiemeeltelefone gehad. Ek kan nog onthou, hoe ons, van julle wat hier sit, sal dit ook onthou, julle jongetjies sal dit nou nie onthou nie, maar ons lewe was eintlik om 'n radio. Jy het in die aand gaan sit na die deploys van Soetmelksvlei en luister. Dit was ons lewe. En ons wil baie graag weet wat gaan aan met Bartel en die deploys van Soetmelksvlei. Dis die lewe waar ons was 60 jaar terug. Dit het totaal verander. Ons het ook die voorreg gehad om oor 2 millenniums te kan bly. Watter ander volkere, watter ander mense kan dit sê? Jy het van die 20ste tot die 21ste eeu geleef. Van die vorige millennium tot by die nuwe millennium. Ongelooflik. En ons het selfone en die hele digitale wêreld neem ons oor. En ons lewe in aangrypende tye. En julle jongetjies gaan nou nog in baie meer aangrypende tye. Die wêreld gaan oop vir julle. Hy maak oop. Ons was verknog aan ons ou spoorweghuisies, ek kan onthou daar in Noupoort, dan sit jy daar in Sint-Plaatsdorp, en as die hoogtepunt van jou dag was, as die trein aankom. Vir julle gaan die wêreld oop. Julle kan enige plek gaan. Ons het een lewe. Hoekom ek hierdie eerste verhaaltjie geskryf het, was dat daar deesdae amper 'n tipe van 'n gees is in die wêreld.
Wat maak dat ons nie die lewe wat God ons gee, hierdie een lewe wat God vir my en jou gee, waardeer nie. Ek vind deesdae dat jong mense, hulle is getroud en hulle het 'n gerieflike lewe en daar's nie enige teken daarvan dat die kind daar verkeerd is met die ongebore fetus nie. Dan besluit jong mense, nee, maar dis nou vir my ongerieflik. Laat ek maar hierdie lewetjie wat in my as vrou woon, laat ek maar liewers dit los, laat ek ontslaa raak daarvan, want dis nie eintlik nou die regte tyd nie. Daai tipe onheiligheid wat besig is om plaas te vind, dat jy basies net doen wat vir jou aangenaam is en wat jou pas, en dan die absolute vreugde van paaskap en maaskap verloor. Dis vir my, 'n mens word groot met kinders. En julle wat paas en maas weet, sal nou weet, dis nie altyd net vreugde nie. Daar's baie teleurstellings, daar's baie smart, daar's partykeer baie tragiese omstandighede. Maar die vreugde van lewe, die vreugde van sien hoe word hierdie lewetjie groot, en hoe oulik hulle, hulle is so oulik as hulle, en dan word hulle tieners. Maar net, ek sien nou hier's 'n hele klomp onderwysers ook, daai ontwikkeling wat jy in 'n kind sien, tot volwasse wording, dis die mooiste. Dis net mooi. Ek het nou 'n klein kind en ek kan sien, jy wil net daar wees. Dit is so moeilik, omdat die kinders nou almal oor see gaan ook. Die feit is, my broer en suster, ek en jy sit vanoggend in hierdie gemeente, God het ons hier naartoe gebring. Kom ons gedenk hierdie lewe wat God ons gee. Kom ons gedenk, kom ons dink net weer hoe kosbaar dit is om te lewe. Hoe kosbaar dit is om hier te lewe, waar die see aanhoudend spoel en branders raas, waar dit stormwind is, maar waar die berge mooi is, ver en is potblou. God het vir ons op Gansbaai gesit. Wat 'n voorreg. Lewe. Jy is soos wat jy is deur God in jou mamma se baarmoeder gevorm. Hy was met sy vinger goddelike hande besig om jou te skep, om jou uniek te maak. Jy gaan die pragtige oogies hê. Jy gaan hierdie fors groot jong man word. Dis hoe God jou gemaak het. Uniek, daar's niemand soos jy nie. Niemand nie. Jy kan maar in hierdie kerk ook rondkyk, daar's niemand wat soos jy lyk nie, daar's niemand wat soos jy dink nie, daar's niemand wat goed soos jy doen nie. Kom ons gedenk weer hierdie lewe wat God ons gee. Die tweede is die verhaal wat ek nou juis wou vertel met die tweeling. Die eerste 9 maande is die eerste deel van ons menswees. God het al voor die tyd beplan, op daai en daai datum gaan ek daai oomie en daai tannie op mekaar verlief raak, en op daai en daai datum gaan hulle liefde so intens raak, dat hulle 'n babatjie gaan laat gebore word. En daai eerste 9 maande bly ek veilig in mamma. En die debat tussen die tweeling, met die ouetjie wat sê nee, maar hy wil liewers net daar bly. Daar's nie 'n lewe ander kan dit nie. En die tweede ouetjie sê nee, maar daar is. Want hoekom het ek dan armpies? Hoekom het ek dan bene? Ek moet mos iets later met dit kan doen. En nou kom ons uit. Elkeen van julle kom uit. Julle mamma's uit. En julle lewe. En die dokter slaan baie keer jou boutjie so. En dan asem jy jou eerste asem in. En jy lewe. En nou is jy met hierdie nuwe lewe besig. Jy het 'n nuwe moeder, moeder aarde. Sy gee vir jou suurstof. As jy jou
saadjie in die grond druk, gee sy vir jou kos. Sy gee vir jou 'n gemeenskap waar binne jy woon. Sy gee vir jou 'n ma en 'n pa wat in die eerste jare van jou lewe intens na jou kyk, sodat jy onafhanklik kan word, sodat jy later op jou eie voete kan staan. Maar hulle is intens betrokke by jou. En later gaan jy hulle 'n bietjie op sy skuif, want jy gaan net so intens betrokke by jou girlfriend of jou boyfriend raak. Maar die feit is, die lewe gaan aan. Maar ons is nou, jy en ek is op hierdie oomblik in ons nuwe moeder se sorg. En ons kan maar die huis vuil mors. Ons kan maar haar riviere besoedel. Sy sal aanhou bly sorg. Maar, gemeente, hoor julle God se hartklop? As julle in die aand na die sterre kyk, hier's baie sterrekundiges hier by ons, hoor julle, sien julle sy almag? Weet julle, hy het ons geroep vir nog groter dinge. Na hierdie lewe is daar nog 'n lewe. En daai lewe is nie tydelik nie. Hy's nie vol smart en lyding en krampe wat ek kry en 'n rug wat nie wil buig nie en my ligamente wil nie meer lekker aan die gang kom nie en ek sukkel om op te staan. Hierdie lewe gaan verby. Hoor God se hart. Hy het deur sy Gees Jesus Christus gebloei aan die kruis. Hy het 'n nuwe lewe oopgemaak. Deur sy seun wat ewig is, wat van die begin af daar was Jesus daar. Maar hy het aarde toe gekom om te bloei aan 'n kruis, sodat hy die nuwe lewe kan oopbreek. Die baarmoeder na die ewige lewe is gedoen deur die kruis van Jesus Christus. Daar lê vir jou en my, liewe broer, die belofte van God oor en oor, lê daar vir jou en my 'n nuwe lewe voor, 'n ewige lewe. En daarom in ons smart, en in die feit dat ons treur, moet ons ook weet, hierdie is nie die einde nie. En hierdie is nie net baie van die, ek sien nou van die predikante wat ateïste geword het, sê ons hele teologie is a pie in the sky when you die. Maar dit is nie so nie. As jy fyn gaan luister na die hele evangelie boodskap soos in God se Bybel opgeteken is, en jy gaan luister fyn, want dit is wat die Nederlandse geloofsbelijdenis ook sê, na God se algemene openbaring. As jy fyn gaan luister, en jy sien die sterre, julle sal sien, ek het Psalm 8 opgegee, die eerste 4 verse, as ons die tint en glans gewemel, daai pragtige beruiming van Tosius, hoe hy sing oor die skepping, maar daai skepping en die Bybel roep ons om ook uit te sien na die nuwe lewe. En daarom het God ons ook 'n verstand gegee. Daarom het God ons ook 'n gees gegee. Daarom het God ons ook 'n gees gegee wat in ons kom woon het en in jou bly en vir jou 'n ewigheidsdimensie gee. Jy wil ewig lewe, want hy het jou verstand gegee. Hoekom het ons anders verstand te kry? Anders kon ons maar so zombies geleef het. Ons het iets om na uit te sien. Die Here, ons heilige God, het dit moontlik gemaak. Jesus Christus het dit moontlik gemaak. En soos Jeremia en koning Dawid is ons bewus van die wonder van die skepping.
Die wonder van kind wees, van volwasse word, van oud word. Die wonder van 'n nuwe lewe. Ons derde geboorte is vir ewig. Ons derde geboorte is waar ons eintlik hoort, by ons pa in sy huis, waar daar ruim kamers is, waar ons elkeen ons eie lêplekkie sal hê. En ons is nou as kerk daarmee besig, wanneer ons by mekaar sit en in liefde met mekaar saamwerk. En dan moet ons hierdie hoop moet uitgedra word in 'n wêreld wat bloeddorstig raak, wat oorlog maak, wat mense doodmaak, wat mense bombardeer. In 'n wêreld waarin die mense al hoe meer immoreel raak, waar lewe nie meer belangrik is nie. Kom, broer en suster, kom ons gedenk die lewe, hierdie lewe wat God jou gee. Jy het asem gehaal, jy het verstand gekry, jy voel die krag van jou liggaam. Kom ons gedenk ook die ewige lewe, die wonder dat daar na hierdie geboorte nog 'n geboorte is. Die geboorte van gemeensaamheid in volmaaktheid by God die Vader. Liewe Here, allerheiligste God, ons bly in so 'n bitter mooi deel van ons land. Maar daar is ook in ons gedeelte hier waar ons bly bitter hartseer. Ek wil so graag vir die mense bid wat sukkel, wie se kinders aan dwelms verslaaf geraak het. Mense wat sukkel met armoede, swaar kry. Mense wat teleurgesteld is, mense wat finansiëel geruïneer is. Ek wil vir Gansbaai vandag, o Here, uit my hart uit aan U opdra, met al sy mooi plekke, al die plekke rondom Gansbaai. En vir U dankie sê dat ons hier kan bly, Here. Dankie dat U ons hier kom neersit het. En ag Here, ek wil hê U moet deur U Gees vanoggend elke lidmaat wat hier is aanraak en bewus maak, opnuut bewus maak van hoe kosbaar hierdie lewe is wat ons het. Ag Here, ons het een. Dankie daarvoor. Dankie dat ons kan lewe. Gee dat ons hierdie lewe sinvol sal gebruik. Seën ons land, o Here, daar waar ons so bly is oor ons cricketspan wat gister gewen het. Daar waar ons so bly is oor baie mooi goed wat plaasvind. Roei asseblief die korruptes wat oor ons probeer regeer. Here, maak hulle stemme stil. Skep harte van vlees in ons politici, sodat hulle met eerlikheid en integriteit die mense kan dien wat hulle moet dien. Ek bid vir Gansbaai se gemeente, daar waar ons een van ons leraars se pappies aan die dood moes afstaan. Ag Here, bring vir Liesel hulle ook heling. Ek bid vir die ander vroutjie ook, vir haar familie wat ook vandag baie hartseer is. Wees met al die siekes, wees met Herberg aan See se mense. Raak ons aan, o Here, deur U Heilige Gees, en wees ons net genadig. Ag Here, onsse God, wees ons net genadig. Amen. Gemeente, U kan nou kans kry om die Here te dien met die liefdegawe.
Hemelse Here, wat ons het, bring ons vir U uit dankbaarheid. Maak ons harte oop vir mekaar en vir die gemeenskap om ons. Dankie dat ons ook op hierdie wyse 'n geldjie vir U koninkryk kan bydra. Amen. Daardie lied wat jy nou net gespeel het, dit is ook in die liedboek, nee. Dis eintlik 'n verskriklike mooi lied vir hierdie preek, maar ek het nou nie ja, vir die skepping. Maar ons sal dan Tosius, ons gaan afsluit met die Tosius Psalm 8. Kyk net na die woorde. Julle jong ouetjies, is mooi Afrikaans. Kyk na dit. Hy sal vir julle behoed. Hy sal sy aangesig altyd oor julle laat skyn en sy vrede sal in julle harte woon. Amen.